Die Vryheidsfront Plus het 'n formele klag by die openbare beskermer ingedien teen die Tshwane Metro Raad se spreker te midde van ernstige beweringe dat hy demokratiese prosesse gemanipuleer het. Die stap volg op 'n omstrede raadsbesluit oor die skorsing van die voormalige stadsbestuurder Johan Metler wat reeds voor die hof dien. Die party wil hê individuele raadslede moet aanspreeklik gehou word, selfs finansiëel. Grandi Teunissen, VF+ raadslid en caucusleier, sluit nou by ons aan. Goeiemôre Grandi. Welkom by die program. Môre Susan, baie dankie vir die geleentheid. Hoekom die formele klag en hoekom juist die openbare beskermer nader? Susan, wel, kom ek stel dit so, daar's redelik, almal is bewus van die feit dat Solidariteit reeds die kwessie hof toegeneem het en die DA ook. Dit is korttermyn verligting wat gebring kan word. Maar wat die Vryheidsfront wil hê, is dat hierdie mense wat hierdie besluite, onbesonde besluite neem, moet tot verantwoording geroep word. Ons kan nie toelaat dat die belastingbetaler se geld so vermors word nie, en ons wil weier gaan. Ons wil gaan tot op die been van die kwessie, waar die raadslede wat hierdie onwettige besluit geneem het, onder leiding van die speaker aanspreeklik gehou moet word. En as ons nou met vinnig dink met die hofsaak vroeër hierdie week, ek dink dit was Woensdag, was daar 'n minimum van 5 advokate in die hof. Dink nou maar net wat is die koste, dis senior advokate, dan is daar nog hulle juniors en die prokureurs daarbey. So die dag in die hof kom ons sê tussen 200 en 500.000 rand gekos het vir die verskillende partye wat daar was. En ons kan nie toelaat as die uitspraak gelewer word met kostes, kan ons nie toelaat dat die belastingbetaler hierdie rekening moet betaal vir 'n onbesonde daad. Ek is baie positief dat die uitspraak wat ons vandag gaan kry in die guns van Solidariteit en die DA gaan wees nie. So wat die Vryheidsfront se standpunt is, kom ons soek nog 'n ander alternatief waar ons hierdie mense tot verantwoording kan bring. En daarom het ons tot die brief geskryf vir die openbare beskermer. Dit is haar plig om ook toe te sien dat fondse nie misbruik kan word nie, maar ook meer belangrik dat mag nie misbruik kan word soos wat dit in hierdie geval was nie. Indien die hof bevind dat die stemmingsproses onregmatig was en dit gewysig is, watter stappe behoort geneem te word teen die speaker en hierdie raadslede? Wel, eerstens, in terme van die MFMA, kan jy in jou persoon aanspreeklik gehou word vir enige kostes wat die raad deur jou swak optrede. Dis die eerste ding. So ons kan daai geld van hierdie mense laat verhaal deur middel van die toepassing van die MFMA. Dis die eerste ding. Die tweede ding is, ons gaan definitief, ons wag net vir die uitspraak, gaan ek 'n verdere brief aan die LER vir plaaslike bestuur ook stuur, waarin ons dan versoek dat hy die speaker as gevolg van hierdie saak, en dis die tweede keer, in 2023 het die Hooggeregshof reeds bevind dat die speaker is irrasioneel en hy gebruik sy mag. So ons beplan ook na afloop van die uitspraak om 'n brief aan die LER te rig dat hierdie speaker moet verwyder word as 'n raadslid. Hy is irrasioneel. Dis nie ek wat so sê nie, die hof het dit reeds gesê en dan gaan dit weer herhaal waarskynlik vandag, dat hy verwyder moet word. Hy kos die belastingbetaler nie net geld nie, maar hy veroorsaak soveel ontwrigting in hierdie stad, dat ons nie kan bekostig om so tipe mens, en hy's 'n eenparty setel, hy behoort aan die ATM, maar hy's 'n lakai en hy's 'n pion van die ANC en die EFF en Action SA. Grandi, net laastens, as ons kyk na die breër implikasies van hierdie saak, wat beteken dit vir die stabiliteit, maar ook die bestuur van die metro, veral in 'n konteks van 'n reeds brose koalisiepolitiek en ook na aanleiding van gister se raadsvergadering? Wel, na aanleiding van gister se raadsvergadering was dit voor die hand liggend dat die waarnemende stadsbestuurder het voordat die vergadering gekonstitueer het, het hy die ANC 'n uur
caucus gegee. So dis 'n onwettige besluit gewees en die rede hoekom hy voorgesit het, die speaker was nie daar nie. Hoekom was hy nie daar nie? Hierdie is 'n geskeduleerde raadsvergadering. Ek vermoed hy kruip in 'n hoekie weg want hy weet hy gaan pak slaag kry. Die implikasie is as die hof hierdie saak omkeer, dan is Mettler terug in sy pos en dan is haar weer 'n verdere doring in die vlees van hierdie ANC-EFF geleide koalisie wat die belastingkas plunder vir hulle eie gebruik en hulle het twee goed gedoen. Hulle het Mettler geskort op die dag, maar hulle het ook die hooffinansiële beampte Mnisi wat deur die Matlanga kommissie uitgewys is as ernstige optrede van sy kant af misstappe wat hy geneem het hulle nou gaan herinstel in sy posisie. So hy kan nou verder gaan plunder en daar's duidelike bewyse hierdie ou is nie heeltemal eerlik nie en as Mettler terug is in sy posisie, kan dit weer stabiliteit bring, maar ons gaan hom moet ondersteun en daar is nog 'n tweede deel van die hofsaak wat sal voortgaan om juis die beweringe wat die EFF en die ANC gemaak het te weerlê. Grandi, baie dankie vir jou tyd en ook vir die inligting en dat jy ons op hoogte gebring het van die jongste verwikkelinge in die metro. 'n Mooi dag verder. Baie dankie Susan en dieselfde vir julle. Grandi Theunissen, VF+ raadslid en caucusleier in die Tshwane Metro.